Ek dink ook voordat ons met die volgende dag begin, moet ons soos Oei, iets kry om yes, oor te praat, anders gaan ons nie oor iets praat nie, die hele tyd op die game fokus. Ja, die Hier's trok het my nou 'n bietjie advies vir jou, moenie voor die trok staan as hy kom nie, want hy het my nou net doodgery. regtig. Dis hoekom daar so persgoed op die vloer is. Ek het gewonder, wat is dit, so is jy hierdie? Ja. Ek het juist gedink, okay, dit sekerlik sal niks gebeur nie, want dit soos splat hy my. Jy het groen goed ook gelos. Wat revive jy net weer? Ja, hy respawn maar net. Okay. Okay, kom ons kyk, wat het ons, ek dink die ander petrol lyk okayrig. Ons kort nog goed op die rakke, so ek sal vir ons tee bestel. Hoe weet jy hoeveel, wat se petrol het ons? Okay, doe maar. Dat is redelijk groen obvious. baars. Ja, nee. Ja, Nou, ek voel stupid dat ek gevra het. ja, dat is fijn. Okay, ek het sommer vir ons een van elke ding bestel. Ek sien die price tags gee daarom vir jou, sê daarom vir jou as jy 'n profit gaan maak of nie. Wow, okay. Ons moet 'n topic kies om oor te gesels, anders gaan ons net game speel sonder om oor enigiets te praat. Dis deel van ons uitdaging. Ons moet vir mense bewys dat teologie en Bybelstudie fun kan wees, dat jy dit kan doen terwyl jy game speel. Ja, ek weet nie, dit is veral as ek die change moet uitwerk. Dit gaan baie moeilik wees om oor iets te praat. Wel, Die petrol is die maklikste ding vir my. Ons kan dit actually ons topic maak. Wag. Spin jy die sign soos in Dude, kyk vir my. Ek kan niks, of my skerm is nou gelok, basies. Dit sak, want dit lyk hoe kom ek die trap op? Dit lyk so lame, maar is super entertaining. Nee, jy het 'n pers kol gelos. Dude, jy moet jouself gedra, man. Maar in elk geval, ek het gedink, dit kan dalk die topic wees wat ons discuss dan vandag, aangesien dit so moeilik is om die werk te doen, terwyl ons oor die goeters praat. Hoe kan 'n mens die Here uitleef by die werk, weet, terwyl jy besig is en daar's heeltyd ander goeters om te doen? Ja, dis 'n baie goeie vraag. Ja, want jy moet toch 'n getuie wees. Ja. Ek dink daar gaan jy baie beter advies hê, want ek was gelukkig genoeg om sendlinge op te lei en as 'n dominee te werk vir 'n rukkie so. Ek het nog nooit 'n kantoorwerk of iets gedoen waar ek moet getuig nie. Ek dink dis een van daai dinge van wat die propositional knowledge en die participatory knowledge kom nie altyd by mekaar uit nie, want jy het al 'n idee van, okay, jy moet jouself mooi gedra en goed, maar as jy nou in die oomblik is en daar's werkdruk en stres en mense irriteer jou en jy het klomp deadlines, dan speel dinge anders af. Dan verloor jy meer en jy vloek en ja, die dinge wat nie van pas is nie. Ek gaan die dag eindig. Okay. Skip to next day, yes. Ja, so ons kry 'n summary. Okay. Hy sê hy wag vir jou. Okay.
Looks like you've made it through one of the sun cycles without completely messing up. Unexpected, but it gives me hope in the mission. Wow, so motiverend. Dit voel soos die regte lewe. Ja. As jy net oorleef, dan is dit okay. Ja, ek het sommer die winkel ook opgemaak. Ek dink jy kan die petrol doen aangesien jy gesê het jy hou die meeste daarvan, sal ek hier binne probeer uitfigure. Okay, Maar- sommer kyk wat die... Okay, kom al klaar iemand, okay? Maar ek dink daai wat jy gesê het oor weet dit is moeilik om by die werk dit te doen. Ek dink daar is die les ook om te weet jy moet die evangelie deel en om te weet hoe om die evangelie te deel is een ding. Maar om dit actually te doen en dit uit te leef, dit is iets heeltemal anders. Ja, ek gebruik nou my moslim kollegas as 'n voorbeeld, maar hulle begin mos nou Ramadan volgende week. En dis 'n hoe sou mens dit sê, is 'n baie uitwendige manier van jou geloof uitleef, want almal kan sien jy vas en jy eet nie en daai tipe goed, en as mens dit nou in die reverse moet in ag neem, Christene soos ons vas nie, of iets is dit wat vir mense wys, okay, ons is Christene nie. Ek het nou so geluister na wat jy sê, ek mors hierdie klein geld heeltemal. Soos ewe skielik kan ek nie meer graad 3 wiskunde doen. Ja, nee, dis wat ek sê, dit lyk wel bietjie moeilik hier so. Ek is regtig baie swak met multitasking. Ja, ek het ook die skerm verkeerd gelees. Ek het die prys wat hulle moet betaal gelees as die klein geld wat ek moet gee, amper. Maak iemand baie gelukkig. Yes, jy het omtrent 'n lyn mense hierso. Ja, dis nogal stresvol. As ek net kan onthou hoe om te tel. Ek het ook nou net 'n vrou gesien water drink sonder 'n koppie met haar hand. So ek weet nie of mens koppies moet koop of iets nie. O, yes, okay. Maar die hele Muslim Ramadan ding dink ek is nogal interessant want ons het nie regtig so iets in Christendom wat weet jy moet nou vas nie. Ja. Ek het nou gesien die Katolieke het basies 'n vas van middernag op 'n Sondag tot met die kerkdiens as hulle nou nagmaal doen. Dit was nogals interessant, ek het dit nog nooit geweet nie. So, maar ek dink hulle mag so swart koffie drink. En dalk water, waar soos met Ramadan mag mens basies niks eet of drink nie, wat nogal scary is. Ja, ek het al stories gehoor dat daai ouens hulle in die aande soos ooreet, dat hulle amper siek word en dan is hulle okay deur die dag onder dat hulle amper die hele dag vat om hy kos te verteer. Ja, ek het al ook met die intermittent fasting, dan sou ek soos vir daai, ek weet nie of jy van die 1 meal a day ding al gehoor het nie, maar dan sal ek 'n hele dag niks eet nie. En dan, as mens jou vasbreek, dan ooreet jy, dan kan jy net sowel nie gevas het nie, want al die benefits gaan net so daarmee heen. En dan eet jy nou olierige kos, of jy eet comfort food, of wat ook al so. Nee, dit is ek dink moeilik om matigheid voor oor te hou. En wat interessant is die moslems, hulle breek hulle vas met dadels. Ek het altyd gesien hulle
gee dadels weg in die aande. En toe wou ek, okay, wel, dis nogals interessant. En toe sê my een kollega vir my, nee, dit is hoe hulle dit doen. En daar's blykbaar baie voordele daaraan. Dadels het ook, ek dink het iets in so sorbitol, soos 'n natuurlike suiker, en is ook so goed voel tipe suiker. O, yes, daar word ek weer opgerei. So dis half comfort food en dadels het natuurlik vesel in. So ek dink dis beter om jou vas te breek met dit as wat jy nou soos slap chips of iets gaan kry. Maar ek kan dink, yes, ek sal die lekkerste kos kry as wat ek kan. Ek het gewoonlik my vasgebreek met iets proteïene soos 'n whey shake of iets sodat die mense suiker nie spike nie. Ek dink dadels is die verkeerde ding om te eet nadat jy vas, want nou spike jou suiker nadat jy die hele dag niks geëet het nie. Ek dink daar's iets daaraan, omdat daar baie vesel in is, spike jou insulien nie so erg soos wat added sugar sou nie. Maar ek praat nou heeltemal onder korreksie, want ek weet hulle sê, as jy byvoorbeeld wart lemoen eet teenoor sjokolade, soos jou suiker of jou insulienvlakke gaan nie net in die hemel inskiet nie. Dit gaan styg, maar dit gaan nie so vinnig styg soos wat jy added sugar of 'n processed sugar vat nie, omdat dit 'n kompleks kaap is. Iets in daai lyn. Ja, ek weet bitter min van medies af. So ek sal nie kan sê nie. Maar wat is die rede hoekom jy vas? Ek bedoel, jy vas sekerlik nie vir dieselfde rede as 'n moslim nie. Nee, dis maar meer vir gesondheidsredes. Ek het gesien toe ek gevas het, ek het beter gevoel oor myself en ek kon myself op 'n beter gewig kry. En veral wat nogals interessant was, ek het bloeddruk en suiker getoets terwyl ek gevas het en dit het merkwaardig gedaal in daai tydperk. So ek kan persoonlik getuig dit het baie goeie voordele. Dis maar nou net om my dissipline te hê is iets heel anders. Ek moes weer connect, die game het my uitgegooi. Yes, Hulle het gewaarsku, die game is nog buggy, so daarom lyk dit nie asof die mense kwaad is nie. Ek moet gou weer vir ons petrol bestel, 89. En hoekom het jy gevas? Ek het meer gevas, maar vir godsdienstige redes. Weer is daai tyd op Westskool gewees, terwyl ek teologie geleer het, het ons in gebedsleer geleer oor vas as 'n hulp tot gebed. Weet, dit is nie dat vas jou magically maak beter bid nie, is meer maar net as jy honger is in plaas van eet, bid jy. Of wat? Dit maak jou baie bid, want ek het baie honger geword. Yes. Ja, ek kan dink, joh. Maar ja, die kos was nie vir my so rof gewees nie, maar ek het een keer vir 2 weke 'n multimedia vas gedoen wat ek soos niks TV, niks games, niks musiek, niks ander boeke en goeters nie. En ek moet sê, met daai een het ek myself nogal jammer gekry. Jy bid nader aan die hele dag net omdat jy verveeld is, jy weet nie wat anders om te doen nie. Yes, nee, ek kan dink. So het jy glad nie is jou rekenaar oopgemaak nie of Nee, net obviously om die werk te doen wat 'n mens moet doen, maar ja, jy het geen entertainment geconsume basies nie. So het geleef leef soos iemand voor die internet. Sure, soos 'n Amish. Ja, dit was mal moeilik geweest. Dis moeiliker as om met kos te vas.
Ek sou dit nou nie dink nie. Ek sal weer sê yes, like as ek 'n hongerpyn kry. Maar ja, ek dink dit gaan seker ook maar oor wat jy gewoonlik jouself mee besig hou. So ek wat omtrent heeldag op 'n rekenaar is, ek dink ek sal redelik suffer. Maar as jy nou iemand is wat dalk as jy baie stap of jouself kan besig hou met goed rondom die huis, dan is dit seker makliker. Kyk, en natuurlik, ek was daai tyd 'n student gewees en soos enige goeie student is jy mos die hele tyd besig met alles behalwe die werk en die studies waarmee jy moet besig wees. Ja. Ja, mens doomscroll op 9gag of daai tyd was daar Facebook en YouTube nog nie so baie memes gehad, so 9gag en daai goed was my half die inding. Dude, moenie vir mense vertel hoe oud is ons nie, ek gaan nou begin grys word net deur na jou te luister. Ja, dit is nogals weird. As mens sien mense wat nou die werksplek betree is in 2006, 7 gebore of nee, wanneer was? Ja, omtrent daai tyd. Nee, die ergste is as ek op 'n universiteit gaan bediening doen en die studente op universiteit noem my oom. Ja. As dit soos ek hou nie daarvan om daai woord te hoor van julle af nie. Ek was nou die dag net een van julle gewees. Ja, nee, ek het dit ook al oorgekom. Maar ja, ek moet sê ons het vir die eerste dag redelik het reg gekry om 'n geestelike gesprek te hê by die werk. Ja. Kan dit al die pad al ver vuil word? Ja, ek probeer nou, ek sukkel nou om hierdie ding neer te sit dat ek net daai blikkies kan optel. Dit is vir my super irriterend dat mense nie meer as een blikkie op 'n slag kan optel nie. Ja. Soos, kom aan. Ja. Ek dink as mens nou regtig wil baie fokus hê terwyl jy game speel, moet jy iets soos 'n truck simulator kry wat jy letterlik net moet fokus op pedals en stuurwiel. Maar die is ek dink ons gaan, as jy eers die game gewoond raak, dink ek gaan dit nie meer. Ja, dis baie klokhoor tipe goed sê, ja nee, ek dink. Hou mens daarom redelik wakker. Ek dink as ek my sensitivity afstel sal ek makliker regkom. Waar doen 'n mens dit al? Soos iets so dinge hang daar waar die karre was. Kyk wat ek kan skoonmaak. Ding wat hang? So groen walm wat hierso was, maar hy's nou weg. O, ek het 'n groen walm skoon gemaak al. Dink jy dit maak saak dat ons verskillende stok kry dat mense soos 'n verskeidenheid wil hê? Ek weet nie, dit gaan seker oor wat winsgewend is, maybe? Maar ek sien jou petrol het vinniger uitgegaan, so ek dink koop vir jou petrol. Die goed hier by die winkel ou redelik bank. Okay. Dit is eintlik nou. Ek sien hulle het 87 en 89. Hulle het ook 'n 93. Maar ek nog nooit van daai brands of daai goed gehoor nie. Amerikaanse goeders is anders. Ja. Ek het nou net gewonder, wag, is hierdie Amerikaans terwyl ek na die dollar tekens kyk?
Ja, dis een van daai oomblikke. Ag, hier's upgrades wat 'n mens kan koop. Ja, hulle sê unlock first shop license upgrade. Ek vout vir koeldranke. Ek hoor dit as 'n mens by 'n garage stop en daar is nie koeldrank nie. Ja, ja. Of Ek hou jy altyd charge van die jou geld om die verskeidenheid. toilet te gebruik. Ja, ja, dis dis like soos daai klein geld en dan moet jy nou half uitfigure hoe jy R5 gaan in die hande kry. Ja, want dit is ek dra nie eens meer my beursie saam met my rond nie want ek hoef nie my kaart te tap om te betaal nie. Ek betaal sommer met my Google op my telefoon en nou verwag jy ek moet iewers 'n R5 kry. Soos wat is ons Ja. Noag? Ja. Nee, dit is Het jou moslim vriende aan jou die rede verduidelik waarom hulle so vas? nee, nog nie uit 'n teologiese standpunt nie. Baie keer as jy vir hulle vra hoekom hulle iets doen soos wat hulle doen, sal hulle sê omdat hulle profeet dit so gedoen het. Soos met die dadels, want hy het gesê nee, dis omdat hulle profeet sy vasgebreek het met dadels. So ek weet nie of hulle wat se tipe argumente hulle het nie. Dit soos in Christendom, veral wanneer mens praat van okay, hoekom mag die Jode nie vark geëet het nie, is daar altyd so verskillende invalshoeke wat teoloë vat, soos vark is ongesond of die risiko van bakteria en virusse is baie hoog. Maar baie keer as ek met die moslems praat, is hulle argument maar net, dis omdat hulle tradisie of hulle skrif of hulle profeet sê hulle moet 'n ding op 'n spesifieke manier doen. Ja. Maar die bietjie wat ek al met moslems te doen gehad het, want toe ek nog by OM die opleiding aangebied het, het ons na 'n mos toe gegaan gedurende Ramadan en dan het hulle daar vir jou vir soos 3 ure lank verduidelik wat hulle glo en dan het jy gekyk hoe hulle was en bid en daarna het jy ete gehad wat jy nou met mekaar kon praat en daar was jy toegelaat om te evangeliseer. So dit was 'n cool geleentheid gewees om die studente in te vat vir opleiding. Maar daar wat hulle verduidelik het, die rede hoekom hulle vas is, in Islam is daar nie regtig iets soos vergifnis soos wat ons het nie. So jy moet probeer om goed genoeg te wees dat Allah jou moet aanvaar. En dis hoekom hulle vas. En dan het ek gehoor as ouens wat na Ramadan vir nog 'n paar 2 weke of iets vas wat blykbaar nou bewys jy hoe toegewyd jy regtig is en nou gaan jy Allah se guns wen. Alright, ja, dit maak vir my sin. Ek dink ek het al die argument geluister, soos of een van my kollegas het gesê, soos hy weet nie of hy hemel toe gaan nie en dit gaan maar net oor basies sy goeie dade met sy slegte dade basies uitkanselleer. O ja. Ja, ek nog wel 'n interessante ding ook van hulle gehoor met hierdie tipe ding wat hulle soos hulle het ook 'n weergawe van purgatory, wat jy nie noodwendig hel toe gaan nie, maar jy is ook nog nie in die hemel nie en dan is jy in daai tussengangplek totdat jy nou heilig genoeg verklaar is deur Allah, totdat jy sodat jy nou saam met hom in die hemel kan wees. Wat Right. dis wild om in te dink. Ja. Imagine as ons geen sekerheid van geloof gehad het nie en jy moes goed genoeg gewees het om die Here tevrede te stel om hemel toe te gaan. Ja. That's scary.
Ja, imagine veral as jy daai tipe ding gehad het terwyl Paulus vir jou in die Bybel skryf soos niemand is ooit goed genoeg om die wet te vervul nie, maar sterkte vervul die wet goed genoeg dat God jou in die hemel toelaat. Dit sou so Ja. depressing gewees het. Ja, dit is vir my scary as jy dink aan soos die Joodse perspektief op die wet. Jy is die hele tyd besig En om dan goeders te doen en ek neek net rond O, en ek doen het niks nie. Ek het nou net die ek volg maar die tutorial te sê nou ons moet net yskas koop en dan moet ons goed insit. So dis maar al wat ek nou gedoen het. Ek in retrospect dink ek dat ek sou die yskas op 'n ander plek moes sit. Hy's nou half bietjie versteek. Ek weet net nie hoe ek hom kan skuif nie. Ek het agtergekom as elke keer as ek op die asblik buite werk aan pak my muis uit, dan kan ek niks meer select nie. So nou dat ek weet wat dit is, dink ek jy moet maar vir hierdie ronde alles in die groot asblik weggooi. O, okay, waar is die goed wat in die asblik gegooi moet word? Ja, ek het nou net een van die kratte waaraan daar koeldrank was probeer weggooi en toe kan ek niks meer klik daarna nie. Okay, wel dit is in die yes. Wag, raai vir ons van space af in hierdie portable toilets. Ja, Dit sê vir jou baie wat ons baas van ons dink dat hy ons in 'n toilet afstuur, nê. ja, Oh, ja. Iemand het alweer 'n perskol gelos. Ek sal dit gaan skoonmaak. Ja, nou, jy moet die ding omtrent vinnig skrob om hom skoon te kry. Dis Ja, soos ek dink ag, seker maar net op en af en ek skuur hom so stadig is soos hoekom werk dit nie? Okay, nou dat ek uitgefigure het wat my muis laat pak, sal dit ook jou waarskynlik beter werk. right. Okay, ek dink ons kan seker maar die dag eindig of wat dink jy? Ek het gemengde gevoelens want dit is so lekker rustig en vervelig terwyl die dag verby is en dan kom almal Ja. liewe skielik by die tot dan moet jy weer tel. Ag, kom maar. En vir een of ander rede Okay. ek kan nie op dieselfde tyd tel en praat nie, dis soos Ja, ek ook. fokus. Ja. Nog eens iets nou dat ek of nou dat jy purgatory genoem het, wat noem hulle dit, is dit soos spervuur of wat was die, daar's 'n baie mooi hogere Afrikaanse Walgoedvuur. woord daarvoor. Die? Walgoedvuur. Wat? Walgoed. Ja. Nee, of dit klink bekend, maar ek dink ek het ander woord daarvoor van ook gehoor. Maar dis interessant. In die vroeë kerk is daar baie mense wat daaraan glo. En dan ja, die Rooms-Katolieke gebruik dit nogal as 'n argument om te sê ons het die conventional wisdom verlaat. Ons het vergeet om die winkel oop te maak. Dis hoekom daar niemand kom nie. Okay, ja, maar die Rooms-Katolieke gebruik dit as argument om te sê Hulle gebruik dit as argument om te sê dat ons die conventional wisdom verlaat het. Dis omdat die vroeë kerk daarin geglo het. Nie noodwendig die vroeë kerk in terme van die wat ons nog in die Bybel van lees nie, maar seker meer hier 400 na Christus en verder. Is dit dan nog eens baie van die kerkvaders wat
ja, dit ondersteun of ja, dit aanvoer. Dus almal het die eerste paar mense wat in die winkel ingekom het dadelik koeldrank toegeloop. Shame. En is klasse geriete. Human trash is covered in delicious DNA that can be used for research. Okay. So die blikkies en goeters moet ons in daai geel ding ingooi, nie in die asblik nie. Ek weet dit nie hoe nie. Okay. Okay, jo, dis besig. Okay. Ek hou nie daarvan as die Rooms-Katolieke daai argument gebruik van die vroeë kerk het dit gedoen en ons breek weg want ons hou nie meer by dit nie, want soos as jy kerkgeskiedenis gaan lees en die Valgovier soek is dit soos of purgatory dan dis eers redelik laat, dit is nie onmiddellik daar nie. Ja. Dis soos dit begin eers hier in die middeleeue. As is soos, okay, het ons van iets af wegbeweeg of het julle iets ingebring? En dan raak dit 'n simpel argument van dan sit net jy sê dit, ek sê dat. Yep. Maar ek geniet nogal. Sorry. Ek wou net sê soos die apostoliese kerkvaders, daai ouens wat direk na die apostels was, hulle praat glad nie daaroor nie. Soos Ja, wat interessant is hulle het nie regtig baie soos diep en uitgebreide teologiese stelsels of enigiets in daai lyn nie. Hulle herhaal maar net baie wat die apostels gesê het. So dit is nogals interessant om en een van die boeke wat ek gelees het, ek dink The History of Church Doctrine is sy naam, het die ou dit as 'n negatief uitgelig, maar ek sou eintlik sê dit is nie noodwendig 'n negatief. Ja, nee, ek het nou nog nie veel met Rooms-Katolieke te doen gehad nie. Ek bedoel, hoeveel Afrikaanse Rooms-Katolieke is daar? Maar sover ek weet, het hulle redelik dik boeke wat 'n mens kan lees oor soos dogma en goeters. So ek wonder of dit dalk net of hulle nie so gesistemiseerd is soos ons waar almal dieselfde goeters moet glo soos die solas en die geloofsbelijdenisse en goeters nie. Ja, dis nogals iets wat ek baie hoor as mens wat was dit? Matt Fradd of iets van Fradd, is die ou se naam, dan hulle sal altyd praat van First Vatican en Second Vatican en soos daai councils van hulle, so dis nogals interessant hoe hulle nog hulle ekumeniese councils gebruik as gesaghebende soos uitsprake op sekere kwessies dat ja, dit basies hulle reëls en regulasies wil uiteensit. Wat wild is om in te dink as 'n protestant, want by ons het almal hulle eie opinie en elke kerk het sy eie leerstellings en imagine om twee verskillende denominasies saam te sit en sê as julle moet nou saamstem oor goed. Ja, dis vir my nogals die idee van 'n ekumeniese soos 'n council in die protestante wêreld is my half buite plek, want ons is so in ons eie silo's, soos die selfs wat soos daai Southern Baptist Convention wat soort van 'n groter diversiteit het, omdat jy of jou Reformed Baptists het en jou Baptiste wat glad nie Calvinisties is nie en dan meer jou liberales, dit al wat gebeur in elke council is, daar breek net meer kerke weg. Wat het voel vir my met die ekumeniese councils wat mens van lees in die geskiedenis, is daar 'n bietjie van of daar is konflik, maar die oorgrote meerderheid van die gemeente stem uiteindelik saam en dit is nie iets wat so erg verdeeldheid veroorsaak soos wat ons sien nie. Of dit is maar nou die indruk wat ek kry. Ek het net nou die dag
Ek het met ChatGPT daaroor gepraat. Want ek wou presies vasstel wat is die verskil tussen die Nisiaanse en die apostoliese getuienis of belydenis. En toe kom ek agter maar die apostoliese belydenis is maar net basically wat hulle geglo het, daai ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, daai 12 punte. En toe het mense begin stry oor die persoon van Christus, is hy God, is hy mens, daai tipe goed. Toe kom hulle in Nicea saam en lê dit nou vas, weet, maak net daai getuienis 'n bietjie duideliker om te sê dat Jesus beide God en mens is. En toe Konstantinopel wat so 'n bietjie Heilige Gees goeters bygesit het. Maar wat hulle daar probeer doen het, is hulle het nie probeer sê wat 'n mens moet glo uit die Bybel uit nie, hulle het net probeer om die basiese feite van die geloof vas te lê. En ek dink dit is hoe ons teologie vandag anders is, soos ons probeer vir almal sê presies wat hulle moet glo. Soos as jy nie op hierdie manier kerk hou en op hierdie manier doop en op hierdie manier dit en dat doen nie, dan is jy nie 'n regte Christen en ons beklei nou met mekaar en ons protesteer teen mekaar en sê mekaar sleg en goeters. Dis amper wat dit geword het in ons tyd, soos dit het ontaard op 'n manier. Ja, nee, dis definitief die stelsels is baie meer gesofistikeerd. Of dis die indruk wat ek kry as wat hulle gekry het, soos wat jy sê, wat hulle half die soos Gavin Ortlund noem met it's a theological triage, wat jy sê, okay, wel, wat is die soos what are the hills you are willing to die on, daai hele konsep van, okay, ons mag dalk nie saamstem oor die eindtyd of so nie, maar die evangelie bly nog steeds die kern van ons geloof en ons moet daaroor saamstem. Iets in daai lyn. Maar nou raak die probleem met hoe ons sisteme al ontwikkel het, nou begin mense vra, maar wat is die evangelie? En dan het almal 'n verskillende uitgangspunt oor waar begin en eindig die kernwaarhede van die evangelie. So ek sal sê ons moet actually weer op 'n punt kom dat 'n mens kan vasstel, maar wat is die evangelie en wat is nie evangelie nie? Ja. Jo, en dit is 'n moeilike een, want as jy kyk selfs na soos die evangelie het seker maar 'n paar dele. Jy het half die Christologie, soos wie Christus is, of hy net mens is, net God, of beide mens en God. En daar is al klaar waarlik God en waarlik mens. O ja, nee, ek is te dom vir, ek ken nie daai drie basiese paadjies, maar ek meen, daarin al klaar is daar so baie debat, want as jy nou in enige rigting redeneer, maak jouself oop vir soos 1000 argumente wat jy moet dan uitrationaliseer. Ek wonder of die antwoord op hierdie stryd nie is om te sê maar wat sê sisteme en wat sê hierdie en daai persoon nie. Ek dink ons moet terugkom waar daai apostoliese belydenis en Nicea en goeters was maar wat sê die Bybel? Want die Bybel sê heel wat minder as wat ons sisteme sê. Ja, ek dink is daar nie so iewers staan ons ook in die Bybel van jy moenie by die woord byvoeg of iets in daai lyn nie. Openbaring 22. Ja, so ek weet nie of dit so geval is wat mens dinge net met aanvaar soos wat dit voorgegee word nie. Ek dink nie daai is regtig asof enige iemand sê ons systematiese teologie is die Bybel nie. Ek dink nie enige iemand sal regtig so ver gaan nie. Dit sal 'n bietjie rof wees as iemand dit doen. My probleem kom maar net in byvoorbeeld met die politiek van die dag wat
byvoorbeeld die aksuele Israel verwar met antieke Israel. En dan sê hulle vir Christene, nee, julle moet oud Israel te stuur en jy moet 'n president instem wat Israel ondersteun en ja, dit naderhand word dit 'n teologiese probleem en nou moet jy uitfigure, okay, moet ons regtig goud vir Israel stuur of is hierdie maar nou net 'n politieke ding? Ja, wel, ek dink om het terug te vat na die Nisiaanse ding is die veiligste antwoord daar. Wel, alhoewel ek dink die Israel ding is 'n interessante gesprek om te hê, want ek dink ons gaan verskillende opinies hê wat interessante debat kan ontlok, maar dis as 'n mens vasstel, maar wat is die basiese feite van ons geloof wat 'n mens moet glo? Dink ek nie vir die evangelie maak dit saak wat se glo jy nou dat jy geld moet stuur vir Israel of nie, het niks met jou verlossing te doen op die einde van die dag nie. Ja, dis okay, ja, as verlossing of die eindpunt is, dink ek, dan maak dit seker makliker, ja. Maar nou is die vraag, as 'n mens oor die evangelie praat, is dit gaan dit net oor verlossing of is dit die hele boodskap van die Bybel? Hier is 'n papier wat ek nie in die groot asblik kan gooi nie. Ja, gits. Dis 'n goeie vraag. Want dit is ook 'n deel van sistematiese teologie. Waar ek weet die protestante sirkels is dit mos soos hulle maak dit amper so siklies uit, waar dit is die sondeval en dan is dit wat die redemption en dan aan die einde is ons weer basies nie noodwendig in die tuin van Eden nie, maar dit is ons verhouding met God is dieselfde soos wat Adam en Eva sin was, of iets in daai lyn. Maar daar is, ek weet, tradisies wat nie dit so sien nie. En ook meer aan die liberale kerk, weet ek, is daar kerke wat nie, of ja, as jy nou net, wat is die ou Pelagius en sy nakomelinge volg, dan dis mense wat glo daar is nie so iets soos die sondeval of original sin nie. Alhoewel, ek moet vir Pelagius verdedig, want gereformeerdes praat altyd so teen Pelagianisme, maar Augustinus self het erken, hy weet nie regtig wat glo Pelagius nie. Hy het 'n argument gebou teenoor alles waarmee hy nie saamstem nie. En hy het dit onder die dekmantel alles gegooi van Pelagius. En die bietjie geskrifte wat ons het van Pelagius wat oorbly, het hy die meeste van die goeters waarvan hy beskuldig word nie gesê wat ons kan sien. Right. So, ja, dis een van daai kerk-conspiracy theories, soos met Origenes is daar ook mos, hulle wil mos sê hy is die vader van wat is daai woord nou weer is met 'n A, wat jy alles vergeestelik? Ja, dit is te laat in die aand vir my om dit te onthou. Ja, maar ja, hulle is dit nie soos allegorie? Allegorisasie. Maar Ja. ek gooi hierdie ding net voor die drom neer, wat my game nie weer uitpak nie. Maar dit is nie waar nie, want as jy na Joodse ouens gaan kyk nog voor dit, sal jy sien, hulle het al klaar begin om die Bybel te allegoriseer. En as 'n mens ook kyk na die Grieke, hulle het hulle eie geloof so geïnterpreteer en dis nog voor die kerkvaders. So, Ja.
Het Origenes nou regtig dit begin? Nee, ek dink nie so nie. Miskien is hy die ou wat bekend gemaak het in die kerk, want hy het definitief daai metode gebruik. Maar, nou, ja, nee, ek wil net die ding nou waar die conspiracy theory inkom, is, daar was blykbaar 'n pastoor gewees, 'n biskop daai tyd nog genoem, wat nie daarvan gehou het dat Origenes, wat net 'n ouderling was, mense geleer het nie. En Origenes was so suksesvol gewees in sy leerstellings en goeters dat hulle het eerder na hom geluister as na soos die dominees en die ander presbyters en goeters. So daar was op 'n stadium soos 'n konsilie of 'n ding gewees waar 'n klomp biskoppe saamgekom het om mense te leer, maar hulle het biskoppe laat stil bly sodat Origenes kan praat. En die ou het dit glad nie gelike nie, so hy het begin om vir Origenes te beskuldig en te besmeer met al die goed. En Origenes, omdat hy so baie geskryf het, het glad nie quality control op sy werk gedoen nie. Hy het net wat ook al geskryf teen wat se tye, wat ook al in sy kop oppop, of dit nou 'n goeie idee was of nie. En dit het hom in die moeilikheid gebring op die einde van die dag. So as klomp sulke conspiracies in kerkgeskiedenis wat nogal interessant is. Okay, dat is interessant. Maar ja, nee, ek wou net, ek moes vir Pelagius verdedig, want ek weet daai is 'n ding wat hulle sê, en min mense is bewus daarvan, dat Augustine self het gesê, hy weet nie of dit is wat Pelagius leer nie. Ek het dit ook nie geweet nie, ek het nog niet, of hy nou nie diep studie oor Pelagius gedoen nie, maar ja, hy is half die boogeyman van baie boeke, theologiese boeke. Ja. Hy is, hulle vilify hom half in dieselfde sin wat die Rooms-Katholieke Kerk gevilify word in vergelyking met Martin Luther. So dis maar, ja, ek dink baie sensasionalisties gestel. En ek dink dit is ons protestante probleem, dat weet, ons stel ons leerstellings op en enigiemand wat nie saam met ons stem nie, is nie regtig 'n Christen nie. En ons moet hulle so sleg as moontlik laat lyk en klink vir almal, sodat niemand hulle glo nie en ons glo. Ja. Nou, ons is vampire aliens, jy kan jouself in die spieël sien nie. Ja, ek moet sê, ek was op 'n tyd nogals baie erg op die protestante geskiedenis en ek het half patrioties amper Martin Luther ja, of ek het hom uit 'n patriotiese perspektief amper gesien, maar ek moet sê, ek het nou redelik versag in daai opsig, want ek het regtig baie waardering ontwikkel vir soos Desiderius Erasmus. Ek voel, hy word half aan die kant gesit, maar hy het eintlik baie nice goed geskryf. Kan ek maar die dag eindig? Ja. Ja, kyk, 'n ding wat mense nie besef nie met Desiderius Erasmus is dat hy het die Textus Receptus saamgestel. En die meeste gereformeerde kerke gebruik die Textus Receptus as hulle grondteks. So, dis soos hierdie ou waarvan jy niks hou nie, hierdie Rooms-Katholieke priester het jou grondteks opgestel. Is jy seker jy wil hom so sleg laat klink, want nou laat jy jou Bybel basies sleg klink. Ja, dit is so. En hy was baie meer soos charitable teenoor protestante en mense wat nie saamgestem het met hom nie, as wat baie van die protestante van daai tyd was teenoor katholieke, met al die oorloë en revolts wat daai tyd plaasgevind het. Maar dit is nogals interessant dat hy 'n Nederlander is, want die Nederlanders het regtig baie progressief geraak oor tyd. So dit is nogals interessant om te sien hoe hy half 'n voorsaat van daai denkwyse is. Dis
Natuurlik relatief gesproke, so is nou nie progressief in die sin wat is vandag dit sou beskou nie, maar vir die tyd, die idee dat jy verdraagsaam is teenoor mense wat nie dieselfde geloofsoortuigings as jy deel nie, dit is nogals 'n radikale idee. Ja, kyk, vir my is die ding, as jy nou praat oor die progressiewe ding, hy was een van die groot leiers in die humanistiese beweging gewees. Ja, Wat in sy presies. tyd was humanisme eintlik 'n goeie ding gewees, want dit het teen die Katolieke Kerk opgestaan, ironies genoeg vir die Katolieke priester. Maar nou kom Erasmus en hy sê nee, weet, die mense waarde maak saak, al is dit apart van die kerk. Alle mense is in God se beeld geskape, of hulle nou deel is van die Katolieke Kerk of nie. So hy moes, ek dink nie hy was baie gewild gewees in die Katolieke nie. Want dit is meer die protestante ding gewees om te sê daai. Dit maak sin. Ek is so besig om geld te tel, ek kom agter ons raak stil, maar ek weet nie eens meer waaroor ons praat nie. Dis asof ek net op 'n topic fokus, soos, okay, Erasmus, regte klein geld gee. Konteks van die gesprek maak nie saak nie. Rassie Erasmus. Moenie nou sy naam ook hier kom ingooi nie, nou gaan ek aan rugby dink, dan kan ek nie meer aan kerkgoeders dink nie. Was dit ook die customers gewees? Kom ons kyk. Ek dink ons maak net die dag klaar, dan is ons klaar vir die sessie. Ja. Ek dink dis dis alles wat my brein gaan in plek aanhou. Ja. Maar ek moet sê die gameplay loop is nie sleg nie hoor. Dit is eintlik, ek dink as mens half net 'n podcast wil luister of ene wil maak of wat ook al, hierdie is lekker. Dis so half jy kom so in 'n ritme in. Ek het al goeders hier ingegooi, maar ek het hom nog nooit aangesit nie. Wat gebeur as jy hom aansit? Dit lyk asof baie van die goed net daar bly. Okay, is dit. Okay, ja, kyk hierso. Hierdie is seker een van die maklikste games wat ek nog gespeel het om geld te maak. Gewoonlik is dit 'n groot slep. Dit maak my bekommerd met soos, wat is mens nog veronderstel om te doen as geld maak so maklik is? Dis iets wat ons mis. Ja. Lyk my ons moet ons eie petrolstasie oopmaak. Ja, dit kan werk. Dan noem mens dit iets in die rigting van teologiese petrol. Almal wat die fout maak om daar te stop, moet eers praat oor een of ander obskuur kerkgeskiedenis feit of dogma voordat hulle mag ry. Ja. Shame. Maar ek moet sê, om hierdie game te speel en die taal te werk terwyl 'n mens hierdie gesprek het my brein vrot. Jy het die moeiliker werk. Ek dink ek sal volgende keer 'n bietjie die taal doen, dan kan jy die petrol is baie maklik. Alhoewel ek moet sê, die taal se ding raak amper soos, jy dink nie meer aan wat jy doen, jy sien net nommertjie en tik dit in, maar dit soos flow state. Ja, dit gee my 'n bietjie waardering vir iemand wat by 'n til werk is, want as jy heeldag net moet fokus op daai goed, ja. Ek het nou net vir die ou 36 sent opgelei in plaas van 35 sent, toe sê vir my die pryse is verkeerd, en my soos 'n paar sekondes gevat wat ek gesit en staar uit na die kamera om te sien wat was my fout gewees. Ek sal met petrol koop. 87, 89, 93.
my die petrol ook baie vinniger leeg as die winkel. Ja. Alhoewel ek moet sê, agter die til kan 'n karre nie dood ry nie. So nou en dan is daar 'n customer wat op die kop die regte prys betaal. Ek is lief vir daai customer. Ja, nee self. Ek neem aan daai alien kop is die research points waarvan ons op die oomblik 300 het. Maar wat doen 'n mens daarmee? Ek weet nie. So met kyk, hierso's get the bag, navigate to the alien app on the alien room screen and spend your research points on the new trash bag. Okay. Kyk. Ek voel ek so besig om net soos gewone werkie te werk. Hierdie alien goed trek my aandag nou af. Dit voel amper asof 'n mens besig is om 'n normale mens te wees. Hulle het hierdie game se toon genail. Ja. Ek bedoel, wat is meer boring mens wees as om by agter 'n til te staan die hele dag? Ja. Yes. En ons speel dit om onsself te geniet. Ja. Daar is so effens 'n lag as mens op die til werk wat dit net daai klein bietjie moeiliker maak. Ek is beïndruk met hoe skoon die mense die badkamer hou. Man, daar is niks strepe teen die muur onder die toiletpapier klaar is nie. Net nou dit so stil geraak, ek tog die dag is verby, daar's nie meer customers nie, en ewe skielik is hier weer 'n ry voor my wat ek net nie deurgewerk kry nie. Ja, dit raak nog eens op so streep so besig. Okay, dan dink ek. Daar's nogal 'n cool ding as iemand soos 'n klomp goeders neerhos sit op die tafel en jy vat die agterste ding en jy drag hom oor die res agter in die mandjie in, dan val die goeders wat voor hom is self in die mandjie in en lê op. Oh, nice. Ja, dit is soos 'n kroek om jou werk vinniger klaar te kry. Okay. Life hacks. En ja, jy het alweer 'n persstreep op die vloer gelos, doen. Ek sien so. Maar jyne agent state. Okay, so meer persstrepe jy los, hoe meer aandag trek jy nou van die agents. Weet jy klas kon gemaak? Ja. Ek het nog nie 'n agent, hulle sal seker later vir ons begin pla, omdat ons nog vroeg aan die begin van die game is. Ja, ek dink as hy suspicion meter vol is, dan gaan hulle kom. Hoe sit ek die ding neer? Suspicion meter, is dit die rooi oog, dink jy? Ja, dis die een daarna, ja. Ek het nou my spawns verloor.
Ek het hom hier agter die tol gehad laaste. Ok, gaan hom net hier los. En of hy terug teleport of jy homself moet terugsit. Ek het hom opgetel waar jy hom op die grond gelos het. Dan dink ek moet ek hom eerder hier by die petrolpomp los, dan is dit al strategies geplaas. Ja, solank as wat jy onthou, hy staan by die petrolpomp en jy hardloop nie elke keer in om te gaan haal in elk geval nie. Maar ja, ek dink is 'n goeie idee. Die ashtray wat vol is wat 'n mens nie kan skoonmaak nie, is vir my nogal irriterend. Soos, imagine hoe moet hierdie vuil asbakkie ruik. Ja, yes. Ek neem aan hierdie, ja, as ek na die karre kyk, speel hierdie af dalk soos in die 90's. Is dit Ja. Ek moet eerlik wees, ek het nog nie genoeg na die karre gekyk om eens daaraan te gedink het nie. want hier's nie vibes nie. Man, dankie tog. Vir een of ander rede dink mense, nee, ek rook nie, so ek kan maar binne die winkel staan en vape. Ja, Okay. Ek dink kan mens die game save, is dit soos 'n ding? ja, Ek ek dink het jy hom kan nou werk gesave. Ja, okay. Dan sal ons weer vat een of ander tyd. Ja. Ek moet sê, dit was verbasend fun geweest. Ek het Ja, dit baie meer geniet. is redelik, ja,